AfriForum is vandag op Afrikaanse Taaldag op die terrein van die nuwe Akademia kampus. Agter ons is die kampus besig om vorm aan te neem. Ons gesels met Fransja van Vieren, ontwikkelingsbestuurder van Kanton, wat aan die stuur staan van hierdie 1,8 miljard rand projek. Julle staan besig met die ontwikkeling van die eerste fase van hierdie kampus. Sê vir my, wat behels hierdie ontwikkeling en teen wanneer gaan dit afgehandel word? Ja, so ons het in Januarie begin met hoofkonstruksie. Middel laas jaar van Julie tot Desember het ons die massa grondwerke gedoen. En toe in Januarie weggespring met konstruksie op terrein en dis is 'n 2-jaar projek. En die omvang is so 55,000 vierkante meter se geboue wat ons moet oprig. Wat insluit 750 bed koshuis as fase 1. En dan die res is bo by die akademiese node wat bestaan uit algemene lesingsale, 'n groot kafeteria, administratiewe blok, natuurwetenskap fakulteit, laboratoriums, kunsfakulteit, studentesentrum, biblioteek, 'n skynhof. Fase 1 het ook sportvelde, maar die omvang van die sportvelde is net baie basies op hierdie stadium. Ons het eintlik net die platforms geskep vir basiese koshuissport en dan soos wat tyd aanloop sal ons dit meer formeel uitrol en dit formaliseer. So teen watse jaar omtrent kan mense verwag dat hierdie afgehandel word? So ons mik om vir Akademia te begin okkupasie gee hier teen einde Augustus 2027. En dit beteken dan kan ons begin met die inrigting van byvoorbeeld die produksiekombuis in die kafeteria, die laboratorium se meubelinrigting en toerusting inrigting, klaskamers se tegnologie inrigting ensovoorts en dan is die idee om teen Desember 2027 okkupasie te kry by die Stadsraad en dan kan Akademia afspring in Januarie 2028 met klas. Agter ons is 'n kerndeel van hierdie fase. Kan jy vir ons verduidelik wat gaan nie aan? So ons staan tans hier bo by die akademiese node, mooi bo op die rif, die mooiste gedeelte van die kampus. So wat ons hier voor ons sien is die administratiewe blok waar al die personeel gaan sit. Hulle spring weg met so 420 personeel. Die gebou langsaan is die groot kafeteria wat so 1900 sitplek en om ook Akademia se model te ondersteun van saam middagetes eet en gesprek voer ensovoorts. Die gebou langs dit heel agter aan die linkerkant is die studentesentrum, biblioteek, skynhof, mooi koffiewinkel en dan ook studente administrasie en ondersteuning. En dan die geboue aan die verste punt, die hele ry geboue daar is algemene lesingsale, klaskamers, laboratoriums, kunsfakulteit en hulle opvoedkunde fakulteit se geboue. Hierdie projek is baie belangrik vir ons taal. Hoe voel dit om betrokke te wees by so 'n historiese projek wat die toekoms van Afrikaans bou? Ek dink dit is 'n baie groot voorreg. Soms wonder mense hoe dit gebeur om betrokke te raak by so iets, maar dit is 'n baie groot voorreg. Dit is 'n groot voorreg om saam met so 'n groot span te kan werk op die projek. Ongelooflike kundige mense, dit is so lekker om in vergaderings te sit en die kundigheid om die tafel te hoor om so ongelooflike projek aan mekaar te sit. So in die gesprekke met van die mense wat betrokke is op die projek soos kontrakteurs en konsultante en so, dan kan jy hoor hulle het so passievol oor die projek want hulle weet hulle kleinkinders gaan eendag hier kom studeer. En jy kan regtig die mense se inkoop hoor. En dit is regtig 'n projek vir 'n volgende generasie. Hierdie tipe van ontwikkeling is 'n 100 jaar projek. Ten tye want ons die meesterplanne mekaar gesit het ons ook vir mekaar gesê asseblief moenie kortsigtig dink net aan ons generasie. Ons wil nie 'n projek aframmel en wegstap nie. Dis regtig 'n 100 jaar projek. Ek dink 'n ander ding wat lekker is van hierdie projek is om ook 'n voorbeeld te wees vir ander gemeenskappe. Ander gemeenskappe wat kan opstaan en ook privaat projekte soos hierdie wat ten ondersteuning van en opbou van hulle eie gemeenskappe kan wees.